Ek wil amper vir jou sê, dat as jy jouself hier vind vanaand, is te laat om te draai. Haas nie meer vir jou tyd nie. Jy's nou hier, en of dit nou vir jou gelukkig of ongelukkig is te laat. Die Here het jou, en hy gaan jou nie laat gaan nie. Ek beloof, ek gaan nie lank wees nie. Daar is nog heerlike curry en rys wat vir ons wag. Sien, gisteraand het ons die Here vertrou om mense in die koninkryk van God in te bring. Gisteraand het ons die Here vertrou om die siele in te roep. Vanaand vertrou ons om elkeen van julle wat hier sit vanaand. En dis vir elkeen van julle om jou opnuut vol te maak van binne af. Met sy teenwoordigheid en met sy liefde. Sien, baie mense kom verby die eerste punt. Ons kom verby die punt waar ons sê ek glo. Ek gee oor, ek neem Jesus aan. Maar min laat toe dat die Gees hulle verander. Min laat toe dat die Heilige Gees eintlik binne in my werk. En dat hy ontslae raak van al die, kan ek nonsens sê? Ja, ontslae raak van al die nonsens in ons lewens. Ek sien baie van ons soek vrede sonder oorgawe. En baie van ons wil hemel toe gaan. Maar ek is nie bereid om beheer te verloor van my eie lewe nie. En dalk is hierdie nie die beste slogan vir 'n preek wat nog ooit uitgedink is nie. Maar ek gaan jou vanaand help om beheer te verloor van jou lewe. Klink dit goed? Ek gaan jou vanaand help om oor te gee en te sê, Here, op my eie voeter ek net alles op. My eie hou ek net aan foute maak en hou ek net aan sukkel. Maar sien, wanneer die Heilige Gees werklik in jou inkom en hy woon in jou, kan ek jou waarborg, niks kan dieselfde bly nie. Ons het Sondagoggend daaroor gepraat en ek wil dit weer vir julle lees, Jesegiel 36 vers 26 tot 28. God praat met die volk, hy sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en julle harte van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. En julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Sien, ons dink 'n hart van klip is noodwendig iemand wat nors en grommig is. Dis iemand met 'n hart van klip. Dis iemand wat nie die waiter tip nie. En nie vir die karwag iets gee nie. Daai ou het 'n hart van klip. Kan ek vir jou sê, elkeen van ons het op 'n stadium 'n hart van klip gehad. Elkeen van ons het op 'n stadium 'n harde hart gehad. Want jou hart kan hard wees vir God. En nie net vir die waiter of die karwag nie. Jou hart kan hard wees vir die waarheid. Jou hart kan hard wees vir die Heilige Gees wat veroordeling bring vir jou sonde, wat jou oortuig dat jy's besig om verkeerd te doen. Jou hart kan hard wees vir dit. So die harde hart, die hart van klip wat God wil verwyder, is nie die moeilike ou nie. Is nie die nors ou nie. Is die ou wat nog nie oopgemaak het teenoor God nie. Wat nog nie toegelaat het dat hy hom verander nie. En hoe weet ek dit gebeur? Goed wat voorheen taboe was, skielik nie meer so erg nie. Want my hart is stelselmatig besig om behaard te word. Sien, gisteraand het ons gepreek vir die mense wat nog nie die Here aangeneem het nie. Daar was 'n spesifieke doel, groep mense. Vanaand praat ons met almal.
nog 'n teken dat jou hart besig is om hard te word, is goed wat voorheen onaanvaarbaar was, is skielik aanvaarbaar. Ek sal nie laat iemand voor my die Here se naam gebruik nie. Het ons almal op 'n stadium gesê. Totdat daai persoon wat 'n bietjie naby is dit doen. En dan skielik wil ek nie iets sê nie. Ek gaan nie my lippe aan goed sit wat die Here nie wil hê ek moet doen nie. Tot ek by daai een braai is saam met my ou skoolvriende. Stelselmatig begin dit wat die Here met jou voorheen oor gepraat het. Dit wat voorheen sonde was, vind ons skielike manier om te regverdig. En dan doen God 'n ander ding. In die Ou Testament al. In Esegiel al sê hy, ek gaan jou hart van klip kom verwyder en vir jou 'n nuwe hart gee. En nou wat maak dit so spesiaal? Want sien die probleem is wat ons hoor. Ons hoor God sê, fix jou hart. Werk aan hierdie goed voordat jy na my toe kom. Dis nie wat hy sê in Esegiel nie. Ons hoor verkeerd. Dis soos as jy vir jou eggenoot sê, man, jy lyk mooi in hierdie rok, en al wat sy hoor is, ek het nie mooi gelyk in die vorige een nie. Ons doen dit met die woord. Ons lees een ding en hoor 'n ander ding. Ek wil saam jou die Here vertrou vanaand. En dit was nie die laaste of enigste uitnodiging nie, kom nog een, so maar berei jou hart voor vir dit. Dat hy vanaand die hart van klip uit jou uit sal verwyder. Die hart wat toe was vir God. Die hart wat toe was vir sy woord. Die hart wat toe was vir die waarheid verwyder uit jou lewe uit en vir jou 'n hart van vlees gee. Een wat sê ek hoor wanneer God met my praat. Ek is gehoorsaam want ek kan nie bekostig om nie gehoorsaam te wees nie. Maar ons sit so vas by ek moet myself verbeter, ek moet beheer kry van myself, ek moet herstel wat ek verkeerd gemaak het. Dis nie wat God sê nie. God sê kom na my toe. Kom gee dit vir my. Op jou eie gaan jy in elk geval nie weet wat om te doen nie. Jy gaan nie weet wat is die regte ding om te sê nie, jy gaan nie weet waar om te begin nie. Begin by my, begin by die Heilige Gees. Bring dit na hom toe. Sien, hier is die harde waarheid vanaand. Die Heilige Gees is nie gestuur om langs jou te leef en kommentaar te lewer oor jou lewe nie. Die Heilige Gees is gestuur om in jou te woon en beheer te vat van jou lewe. Sien, jy kan nie die Gees in jou hê en aanhou om trots toe te laat in jou lewe nie. Lig en duisternis bestaan nie in dieselfde vertrek nie. Dit kan nie so werk nie. Ek kan nie die Gees in my wil hê en aanhou om vas te hou aan bitterheid nie. Daai persoon het my te nagekom en ek kan hulle nie vergewe nie. Jy kan. As jy die Gees toelaat om in jou in te kom. Kan ek dit anders te verwoord? Jy is doodreg, jy kan nie. Kan nie uit jou eie uit nie. Jy kan nie die Gees in jou lewe hê en aanhou om vas te hou aan geheime sonde nie. Nou ek weet nie vir wie is dit nie. Maar dit is die geheime sonde waarvan jou vrou ook bewus is. Beteken nie net omdat iemand daarvan weet dat dit nie geheime sonde is nie. Jy kan nie die Gees in jou hê en aanhou om onvergewensgesindheid te hê nie.
Jy kan nie die Gees in jou hê en aanhou om kompromie of wêreldsheid in jou lewe toe te laat nie. Maar jy moet jou hart oopmaak vir die Gees om ontslae te raak van al die goed. Hoor wat sê Johannes 14 vers 26. Dit sê die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. So voordat jy die besluit maak om te sê, wat moet ek doen aan hierdie situasie in my lewe? Here, ek sukkel om te vergewe, wat moet ek doen? Voordat jy jouself vra, draai jou oë na God toe, na die Heilige Gees toe en sê, Here, ek sukkel, wat moet ek doen? Ons vind onsself in baie moeilike situasies. En jy het al hierdie gebed gebid, want ek weet, ek het hom al menigte kere gebid. Here, ek weet nie hoe ek hier gekom nie, maar nou moet U my help. Voordat jy besluit om links of regs te draai, vra vir die Here. Moses sê op die berg, sê hy vir God, Here, ons sal nie een tree hiervan afgee as U nie saam met ons beweeg nie. Here, ek weet nie wat om te doen of waartoe om te gaan nie, so ek staan stil totdat U dit vir my sê. Here, ek weet nie hoe om te vergewe nie, so Here, ek gaan hier sit en ek gaan by U voete wees totdat U my help vergewe. Here, ek sukkel om hierdie ding neer te sit en dit te los, Here, so ek gaan aanhou tyd om by U te spandeer, ek gaan aanhou in U voete vashou, liewe Heer, totdat U my help. Sien, ek weet hier's mense vanaand met wie die Here al baie lank praat oor sekere goed. En ek is nie hier vanaand om jou sonde uit te wys nie. Jy weet die Here praat al so lank met jou oor hierdie een ding. Dalk is dit meer as een ding. Of jy sê vanaand is jou geleentheid om jou hart oop te maak. En te sê, Here, ek sukkel op my eie. En dit is jou tweede verhouding met die Heilige Gees. Gisteraand het ons gepraat oor die Gees met jou. Hy lei jou tot bekering. Vanaand praat ons oor die Gees in jou. En sy werk binne in jou is nie om jou gemaklik te maak nie. Is nie om die lewe vir jou lekker te maak nie. Sy werk in jou is om jou heilig te maak. Is om jou 'n heilige offer voor God te maak. En vir so lank het ons teen dit geskop en beklei. En ek wil nie verander nie, dit is hoe die Here my gemaak het. Dit is nou maar een keer wie ek is. Ek was so, en my broer is so, en my pa is so, en dit is maar wie ons is. Ek wil sê die dag toe jy die Heilige Gees ontvang het jy tot in jou DNA verander. Jy kon maar jou van die bladsy uitgevee het, want dit maak nie meer saak nie. Jy kan 'n ander mens wees. So hou op uitstel. Die probleem is ons het Jesus aanvaar as redder. En dis lekker. Ek is gered, ek gaan hemel toe, ek het my kaartjie, ek gaan op die bus klim, as ek my oë toemaak, gaan ek daarin, maar ek het hom nog nooit aanvaar as Here nie. Want weet jy wat die verskil tussen 'n redder en 'n Here? 'n Redder haal my uit 'n moeilike situasie uit.
Here verander my hele lewe. Dis tyd dat ons vanaand hom sien as die Here en nie meer net redder nie. En dis wat die Heilige Gees binne in ons kom doen. Die Heilige Gees gaan transformasie bring vanaand. So my laaste uitnodiging vir vanaand, en dan vertrou ons op die Here om verder te gaan. As jy nog areas in jou lewe het, jy nog nie heeltemal oorgegee het aan die Here nie. Is daar 'n verhouding of 'n verslawing? As daar onvergewensgesindheid is, as daar gedagtes is waarmee jy sukkel, nooi vanaand die Heilige Gees in. Want hy gaan jou help om dit te verander. Hy gaan daai hart van klip verwyder en vir jou 'n hart van gees gee. Hy gaan kom en hy gaan jou herinner aan alles wat Jesus van jou dink en sê. En alles wat hy jou geleer het en jou geonderrig het. En alles wat hy alreeds vir jou gesê het. My kind, ek het jou vrygemaak van hierdie. Hy gaan jou kom herinner dat jy vry is. Vanaand gaan nie oor hoendervleis oomblikke nie. Vanaand gaan nie oor wonderwerke en tekens nie. Vanaand gaan oor oorgawe. Gaan jy vanaand hier uitstap, en ek hoop regtig nie jy doen nie. Gaan jy vanaand hier uitstap, en nog steeds areas van jou hart en van jou lewe hê, wat nie aan die Here behoort nie. Gaan jy vanaand hier uitstap en sê, Here, ek kan net nie, ek kan nie hierdie ding laat gaan nie, Here, ek kan nie na hier toe kom nie, ek wil nog net 'n bietjie vashou daaraan. Gaan jy vanaand hier uitstap en sê, ek behoort 98% aan die Here. Of gaan jy vanaand hier uitstap en sê, ek behoort 100% aan God. En ek het totaal oorgegee elke area van my lewe. Sien, die Heilige Gees werk nie net met die blink en die perfek en die skoon en die mooi en die heilig nie. Hy werk nie net met al daai deeltjies in jou lewe waarop jy trots is nie. Kom met die vuil areas. Kom met die gedeeltes wat dalk nie lekker ruik nie. Kom met dit wat nie skoon is nie. Kom met dit waarop jy nog nie trots is nie. Kom met dit vorentoe vanaand en sê, Here, ek gee oor. Kom verander my. Want dis wat die Gees in jou doen. Sy verander. Die Gees met jou lei jou na Jesus toe. Die Gees in jou verander.